gewonder hoekom ons as vrou van God soms so min bid. Daar is soveel beloftes oor gebed, oor die krag van gebed en hoe gebed ons lewens en situasies kan verander. En terwyl ek so daaroor dink, besef ek dat baie van ons bid dalk so min, omdat so min van ons regtig die effek van gebed in ons lewens kan sien. En dit laat 'n mens wonder, is daar dalk redes hoekom ons gebede nie so effektief is nie? As ons die Bybel oopmaak en gaan soek, kry ons inderdaad 'n hele paar redes hoekom ons gebede dalk nie so effektief is nie. Eerstens en seker die belangrikste, jy moet vanuit 'n posisie van geregtigheid bid. Jakobus 5:16 sê die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En natuurlik is die enigste manier om hierdie posisie van regverdigheid te verkry, deur Jesus te bely as jou verlosser. En dan uit hierdie posisie van regverdigheid kom die begeerte in jou hart om deur hom gelei te word op die paaie van geregtigheid. Dan praat hierdie skrif ook van die vurige gebed. Die Amplified beskryf dit as earnest, heartfelt and continued. So dit moet opreg wees, dit moet uit jou hart uitkom en dit moet 'n gebed wees wat nie moed opgee nie. Dan nog 'n rede vir gebed wat oneffektief is, ons bid met die verkeerde motiewe. Jakobus 4:3 in die boodskap beskryf dit so mooi, dit sê, hoekom vra julle nie 'n slag opreg vir God nie? Julle sê dalk, ja, ons bid tog, maar God gee nie vir ons wat ons vra nie. Daar is 'n goeie rede voor, julle motiewe is verkeerd. Julle vra vir die goed van God, sodat julle dit so stout kinders vir julleself kan hê. Dit gaan net om julleself en om niemand anders nie. Derdens, mag ons gebed dalk nie effektief wees nie, omdat ons nie Godvreesend is nie, en ons geen begeerte het om sy wil uit te voer nie. Johannes 9:31 sê, ons weet goed dat God nie na sondaars luister nie, maar as iemand Godvreesend is en sy wil uitvoer, luister God na so 'n persoon. Dan sê 1 Petrus 3:7, net so mans, moet julle in julle lewe saam met julle vroue begrip toon vir hulle as die swakker geslag en hulle as mede-erfgename van die gawe van die lewe met respek behandel, sodat julle gebede deur niks belemmer word nie. Ek glo, hierdie skrif is ook van toepassing op ons as vroue. Ons moet ook ons mans met respek behandel, sodat ons gebede ook nie belemmer sal word nie. Dan is daar nog soveel ander redes, onbeleide sondes, ongeloof, hooghartigheid, as jy weier om te vergewe. Kom ons ondersoek ons gebede en ons harte teenoor God. Want as jy bid, soos wat die Bybel ons leer om te bid, dan sal jou gebed groot krag hê en sal dit effektief wees. Tot ons weer gesels.